Daar so ligte druppeltjies geval, so ons is volmoed en vertroue dat die Here vir ons goeie reën mag gee dan ook. En mag ons aan die Here ook so al die eer en die dank ook bring, wanneer hy ook so vir ons die reën dan ook so stuur. So kom ons hou die Here maar ook daarvoor vas, en dat die Here ook so vir ons sal seën dan. Nou liewe vriende, ons wil hier dan juist met 'n teksvers groet, daar in Psalm 42 vers 3, wat sê, my siel dors na God, na die lewende God, wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Nou ja, ek dink soos ons verlang na die reën, het ons 'n dors na die Here, en as hy teenwoordigheid en die werking van die Here, en mag die Here vir ook daardie gebede van ons so hoor. Nou die afkondigings ken jy goed, liewe vriende. Die oggenddienst is om 9 uur, die aanddienst om 5 uur, die woensdag aand is die biduur met die gemeentes om 7 uur, die susters biduurs om 9 uur, en dan die sondagskool om 8 uur dan ook. Ons vra vir om elke dag saam te bid, vir die redding van siele, die heiliging van die kinders van die Here, die finansies, die kweekskool, die sondagskool. Kom ons hou die Here vas vir elkeen van hierdie sake dan ook so. Vir hulle wat siek is, liewe vriende, vir Koos Oberholzer, vir Tannie Darina Engelbrecht, mevrou Cora de Plooi, Tannie Rina Lombard, Tanya Viljoen se moeder, Maritjie de Venier, en Tannie Tolla Kutse. Kom ons dra elkeen van hulle op, en dan is daar 'n klompie wat maar grieperig is. Kom ons bid vir hulle, en ons vertrou dat die Here ook vir hulle baie gou sal aanraak dan ook. En dan verjaar oom Johan, vandag dan ook, mag die Here vir oom baie ryklik seën, en mag die Here sy wonderlike doel ook so bereik, en oom net so bewus is van die Here se teenwoordigheid ook hoor. Baie geluk, mag die Here ook vir hom seën in die jaar wat voorlê dan. Dan liewe vriende, wil ons maar u herinner net so aan die gesinsaand, dis nou die 17de Oktober, so 'n bietjie nader na die geleentheid toe, sal ons nou meer vir u nou sê, maar dit gaan nou weer bietjie met die items wat deelgeneem word en die prysuitdeling, so ons sien uit na daardie geleentheid ook, en ons vertrou ook dat u daar kan wees dan. Die studente, liewe vriende, voorbidding, Tyler en Annelies, en vir JJ, kom ons bid vir hulle, ons dra hulle aan die Here op, en ons weet dat die Here ook groot en heerlike werk doen ook. Die voorbidding vir oom Koos en Tannie Dorien Orendal bid ons saam, en ons bid dat die Here hulle versterk, en ook vir Tannie Dorien se gesondheid ook. Kom ons dra hulle so aan die Here op, en mag die Here u getrou hou in hierdie week om vir hulle ook saam te bid. En dan na afloop van die diens, liewe vriende, is jy welkom vir 'n koppie koffie of tee daar by die pastorie. Ons sal die met groot graagte ook daar ontvang dan ook. Baie dankie, dink dis al die afkondigings. Dink nie daar's nog iets wat ons so moes genoem het nie. Kom ons nader dan net tot die Here. Ons slaan ons oë op tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. En ons dierbare Here, ons buig in diepe eerbied voor U neer. Ons kom vra dat U vir ons sal kom besoek. Ons vra dat U in 'n besondere mate in ons midde teenwoordig sal wees. Ons het 'n verlange na U, en ons wil meer en meer aan U beeld gelykvormig word. Ons wil U tot U beskikking stel, Here. Ons wil ons so tot U beskikking stel dat U vir ons elke oomblik van die dag kan gebruik. U weet in hierdie week wat voorlê, en U weet van mense wat ons paaie gaan kruis, mense wat U dalk nog nie ken, Here. En mag U vir ons as sout en lig in hulle lewe gebruik, dat hulle tot bekering mag kom. En Here, en ons wil graag mense dors maak na U, dat hulle soekend word na U, lief sal word vir U. En Here, en terwyl ons self ook let op ons eie verhouding met U, dat ons ook net so liewer vir U sal word elke dag, en dat U verheerlik sal word. Dankie, ons kan elkeen wat siek is, opnuut aan U kom toe vertrou. Die wie se name op die lys is, die wie nie op is nie, Here, U ken hulle. En ons vra dat U sal aanraak en sal genees deur U. In U wonde het daar tog genesing gekom. Ons pleit U bloed af oor hulle, Here. In U naam vra ons dat U vir hulle so sal oprig en aanraak op 'n kragtdadige wyse, Here, en ons eer U vir dit wat U kom doen. Dankie, Here, dat ons dan ons land en ook ons kerk en die kweekskool so aan U kan opdra. Ons het U baie nodig. En Here, mag ons U vertrou ook so opnuut vir die reën, en wil U dit nie stuur, nie net hier by ons, maar oor ons land heen, Here, en mag dit ons volk se hart na U toe draai, om opnuut hulle te bekeer van hulle verkeerde weë, en opnuut te besef die genade en die goedheid van U, Here, en dat hulle lewens so aan U sal kom wy, en ons bring aan U die eer. Amen. Nou, lieve vriende, ons gaan U nooi om die woord van die Here oop te maak, en wel by Romeine die 5de hoofstuk,
U kan daar oopmaak in die woord van die Here. Ek gaan die gedeelte ook so op die bord ook sit, net nadat ons dit gelees het, gaan ons dit ook so op die bord sit dan. Maar Romeine 5 wil ons daar saam lees, net so 'n paar verse daar uit die woord van die Here dan ook. Kom ons lees saam Romeine 5 vanaf vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want noudelik sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Net tot daar uit die wonderlike woord van die Here, mag die Here dit dan ook so baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, terwyl jy die woord van die Here daar oop het, ek gaan dit op die bord ook sit, wil ons net begin, net so inleidend vanaand, daar by Romeine 5 vers 1 gaan ons net so inleidend begin. Voor ek dit net daar vir u weer gaan lees en so 'n bietjie ietsie daaroor sê, wil ek eers hoor, het u al gehoor van die term 'n mat ridder? Iemand het kry mos hierdie aansien as 'n ridder, daar in Engeland onder andere dan nou, en dan is daar die term 'n mat ridder wat daar is. Nou, 'n mat ridder beteken die volgende. Dis iemand wat die titel van ridderskap ontvang het op grond van guns of oor hulle van jou hou, maar nie op grond daarvan dat jy in oorlog noodwendig soos vroeër jare betrokke was en jy was nou hierdie ridder, hierdie held, hierdie een wat nou regtig so beklei en geveg het nie. En daarom is daar dan party wat dan nou hierdie titel mat ridder kry. Nou in die Here Jesus se weermag, liewe vriende, weet die Here nie tyd en hy het nie plek vir mat ridders nie. In die Here Jesus se weermag is daar nie mat ridders nie. Jy word nie 'n krygsman van die Here, iemand wat deel is in die oorlog, iemand wat veg teen jou sielevyand, iemand wat stry vir die evangelie, deur oor die Here nou maar net van jou mooi geaardheid hou nie, of oor die Here nou maar net van jou looks hou, of van wat ook al van jou hou nie. Nee, liewe vriende, jy verkry alleen daardie ridderskap in die Here, wanneer jy in die oorlog betrokke is, en wanneer jy veg, en dit is wat 'n ware kind van die Here sekerlik is, liewe vriende. Dis nie daai ridder wat dit alles sommer so nou maklik kry, daar in die gemak van sy huis, of in die gemak van die sitkamer. Die ander term is die sitkamer ridder, want hy sit nou maar daar in die sitkamer, en hy kry dit sommer so maklik. Nou, liewe vriende, dit is nie ware kind van die Here is nie. 'n Ware kind van die Here is nooit 'n mat ridder of 'n sitkamer ridder nie. 'n Ware kind van die Here is 'n ridder wie die Here sekerlik aangestel het en wat vir die Here veg en wat besig is in die geveg, en dat die Here sekerlik dit so uitwys dan ook. Dis kontra die evangelie wat baie oor vertel word vandag, dat 'n kind van die Here is iemand wat net al hierdie mag en krag en weet nie wat se dinge alles het, en maar hulle doen nie iets vir die Here nie. Net oor ons van jou hou, sê ons hierdie dinge vir jou. En dit is nie hoe die Here werk nie. Nou Romeine 5 vers 1 begin daar, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Heel eerste, ons word gered en kind van die Here geword. Hoe? Ek het my geloof in die Here geplaas. Dan sê hy, omdat ons dan deur die geloof geregverdig is, het ons iets verkry. Wat het ons verkry? Vrede by God.
Hoe het ons dit verkry? Deur die Here Jesus Christus. Dis belangrik, nie deur mind over matter, of iemand wat my nou maar net ietsie gesê het, of sommer net 'n ou versie wat ek in die Bybel gelees het, verskoon dat ek dit so uitdruk, maar ek het die versekering van die Here Jesus af. Hy het my gered, hy het my sonde vergewe, hy het my lewe verander, hy het my God se natuur gegee. Dis die versekering wat ons het. Dis wat vers 1 daarso sê. Nou sê vers 2, deur wie ons ook, ons het nog iets gekry, toe ons nou deur die geloof geregverdig is, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het. So my geloof het nie gestop by redding nie. Na kind van die Here het ek nog steeds geloof in die Here en dit het gemaak dat ek toegang verkry het tot die Here. En dan sê hy toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Oor ek in die regte verhouding met die Here is, het ek deur die geloof, kan ek nou tot die Here nader. Dis 'n verdere ding wat geloof in ons lewe bewerk. So dis baie duidelik dat hier nou oor geloof sekerlik klem gelê op word en ons nou sien genade en liefde, né? En so is daar dan ook die hoop wat daar is. Nou sê hy het ons vers 2, deur wie ons deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Hierin roem ons roem daarin, ons gaan eendag in die heerlikheid van die Here wees. Nou hierdie hoop is sekerlik, en ek het dit nou al vir u by geleenthede genoem, is nie ek hoop nou maar dit reën, soos ons almal nou hier sit in die kerk en hoop dit reën nie. Nee, dit is die vaste sekerheid. Ek het die vaste sekerheid van hierdie heerlikheid van die Here. En hoe, liewe vriende, deur die geloof het ons dit verkry en nou die Here vir ons hierdie dinge kom gee, die vrede kom gee, uit vir ons toegang kom gee. Hoe die toegang gebeur? Die Here Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Dis hoe ons toegang gekry het. En liewe vriende, op grond van die bloed van die Here kan ons tot die troon van die Here nader en dat ons hierdie vaste sekerheid en ons, die Bybel druk dit baie mooi, hy sê ons roem daarin. Dis nie iets waaroor ek skaam is nie. Dis nie iets wat ek nie vir iemand wil sê nie, ek wil dit juis vir iemand vertel, oor die wonderlikheid wat daar is. En liewe vriende, dis dit wat die Here vir ons dan hier kom sê. Dan gaan vers 3 aan, hy sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking. Nou as u nou bly was om te roem, verskoon, oor die heerlikheid van die hemel, dan moet u nou ook kan sê, 'n ware kind van die Here kan sê, ek roem ook in die verdrukking, dat ek moes ly oor ek 'n kind van die Here is. En dat die duiwel my aanval oor ek 'n kind van die Here is. Dat die duiwel allerhande versoekinge oor my lewe bring, sodat my verhouding met die Here net vertroebel moet word. Ek kan hieroor sekerlik ook roem, oor al hierdie verdrukkinge en dinge wat hy probeer bewerk. En dan is daar iets wat ons nou kan begin bysê. Omdat ek nou die Here vertrou en die Here so dien, liewe vriende, roem ek in hierdie verdrukking, nie oor die swaar kry nie. Nie oor ek meer versoek is as iemand anderste nie. Nie oor ek dalk nou 'n bietjie meer dinge weerstaan het nie. Nee, maar oor wat hierdie verdrukking en hierdie stryd in my lewe veroorsaak het. Hy sê, ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk. Hier is die eerste ding wat dit is. So, 'n ware kind van die Here sou kan sê, jong, ek weet dat die verdrukking, die aanvalle van jou duiwel het my geleer om in lydsaamheid te wees, om te bly wag op die Here, om die Here te vertrou. Selfs wanneer ek nie eens die uitkoms sien nie, hou ek aan die Here vas. O, ek sien soos Abraham die onsienlike. En liewe vriende, en ek hou vas aan die wonderlikheid van wat die Here kom gee. En dis hierin wat daar getuienis ook gegee word oor die kinders van die Here in die Ou Testament, dat hulle het al alles vermoor en hulle met slaag geslaan, en al hierdie dinge deurgegaan, en hulle het gewag op die belofte, maar hulle het dit toe nog nie ontvang terwyl op aarde was nie. So die verdrukking was daar, liewe vriende, en hulle lydsaamheid was daar, en wat 'n groot loon gaan hulle nie in die hemel eendag ontvang nie. En dan gaan die Bybel aan daar in vers 4, en hy sê, in die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En nou is dit wonderlik, die beproefdheid, né? Dis eintlik baie keer probeer hulle in die Engels die dinge bietjie beter uitdruk, liewe vriende, maar die Afrikaans druk dit nou baie duidelik uit. As iets beproefd verklaar is, dan verstaan u en ek mos nou wat dit beteken. Dit beteken dat dit die toets geslaag, dit voldoen aan die standaarde. En hierdie is nie my standaard, of die kerksin,
of een of ander groepie mense sin nie, liewe vriende, dis God se standaard. En dis hier wat die kind van die Here hier kom sê, hy sê ons as kinders van die Here moet van hierdie dinge kan getuig. Hoe ons deur al hierdie sake is, hoe dit lydsaamheid, en hoe ons beproefd voor God verklaar is. Dat daar aan die einde, of terwyl 'n man nog lewe, in die Bybel oor sy lewe geskrywe kan staan, hy het met God gewandel. Noag met God gewandel. Liewe vriende, Henog het met God gewandel. Beproefd verklaar voor die Here. En nou hierdie beproefdheid gee hoop. Nou weet jy wat die hoop is. Dit gee sekerheid. 'n Vaste sekerheid. En nou sê vers 5 hierdie woorde, en die hoop beskaam nie. En dis nou 'n bietjie hieroor wat ons vanaand so 'n bietjie met u wil deel. En die hoop beskaam nie. So kan jy nou sien waarvan af dit kom. Eers as ek gered, en hoe ek dan begin om die Here te dien, my geloof nie net by redding nie, maar my geloof in my verhouding met die Here, en ek het 'n vaste sekerheid van die hemel wat daar is, maar nou kan ek net so enetjie teruggaan daar saam met u, maar nou terwyl ek hierdie vaste sekerheid en ek het toegang tot die Here verkry, liewe vriende, roem ek ook in die verdrukking in my verhouding met die Here, en ek staan vas hierin en nou begin dit 'n wonderlikheid te bewerk in ons as kinders van die Here dan ook. So liewe vriende, as u nou vanaand sê, ek weet die Here het my siel gered, ek roem in die heerlikheid van die hemel, ek roem ook in die verdrukking. Maak nie saak wat gebeur nie, ek dien die Here, en dit is my voorreg om die Here dan ook so te dien. En nou het ek hierdie wonderlike saak wat daar is, wat ek weet, die hoop beskaam nie. En dat u daaraan sekerlik so sal vashou. Ek wil maar net die res nie twee verse lees, hoofstuk 5 vers 5 sê, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Nou ek wil nie dit so noem, ek wil nou nie baie daaroor so seer noem nie, in die einde van die boodskap so vinnig iets hier nou daaroor noem. U het nou gesien, daar is klomp dinge wat aan ons gegee is, in vers 5 word daar gesê, die Heilige Gees is ook aan ons gegee. Hy woon in die kind van die Here. En dis hoekom hierdie hoop so meer vas is, en sekerlik nie sal beskaam nie, liewe vriende, en dan die wonderlikheid van die Here Jesus, wat vir ons gesterf het, toe ons nog swak was. So daarop kan ons sekerlik om steun. So ek gaan nou 'n foto op die bord sit, en u kan probeer uitmaak wat daar is, en dan is daar 'n vraagie, en u moet asseblief antwoord, so hier in die gemoed, antwoord dit, en dan dink u kom by 'n antwoord uit. Die vraag is, wat sal u hier vind, liewe vriende? Nou om die seker eers probeer uitmaak wat dit is, dis 'n buffel se rug. So wat sal ons hier vind op 'n buffel se rug? En terwyl u by die antwoord mag uitkom, liewe vriende, kom ons kyk of u by 'n antwoord uitgekom het, en ek hoop u het nou baie kreatief probeer dink, en u het nie net probeer sê 'n renostervoeltjie nie. U dalk probeer sê 'n renostervoeltjie met 'n borsluis. Want waarom, liewe vriende? U weet, ons wil vanaand juis met u dit daaroor deel, die hoop wat nie beskaam nie. En hierdie renostervoeltjies het nou maar hierdie goeie gewoonte, wil ek nou maar sê, en terwille van oorlewing, is hulle daar saam met die buffels, nogal veilige diere om saam mee te beweeg, en terwyl hulle saam met hulle beweeg, kom hulle en hulle eet al hierdie borsluisies af. So in die ruil vir die beskerming kry hulle hierdie borsluisies, en hulle vlieg nie na hierdie buffels toe, as hulle nie dink of hoop, dan daar kosies gaan wees nie, liewe vriende. Hulle gaan om kos te gaan kry. En dan kry hulle ook kos, en soms beklei hulle maar so 'n bietjie oor die kos, maar hulle is daarso om dit sekerlik te kry. Hulle hoop beskaam hulle nie. So moet u en ek sekerlik as kind van die Here nog vaster kan staan, liewe vriende, op hierdie saak wanneer Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, want ons het 'n vaste sekerheid, dat hierdie sekerheid, dat ons kinders van die Here is, en ons 'n verhouding met die Here is, dit ons nie sal beskaam nie. Daar is ander teksverse wat dit ook sê, in Filippense 1 vers 20 staan daar,
volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek aan niks beskaamd sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Nou, liewe vriende, hierdie wonderlike verwagting, hierdie wonderlike sekerheid wat hy sê, dat ek aan niks beskaamd sal wees, wanneer ek voor die Here sal verskyn nie. Kind van die Here, het u hierdie absolute hoop, dit gaan nie beskaamd staan voor die Here nie. Hierdie absolute sekerheid, ek sal nie beskaamd staan voor die Here nie. Daar is nog 'n teksvers wat ons vir u wil lees daar in Psalm 22 vers 5 en 6 sê, op u het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en nie het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en u het ontvlug. Op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Nou, liewe vriende, u kan nou maar dink en u ken die Bybel nou sekerlik goed genoeg, hoe die volk Israel soveel keer tot die Here geroep het. Selfs al was hulle in sonde. En in die rigterstydperk wat hulle tot die Here geroep het en die Here help hulle en dan dien hulle so rukkie die Here en dan gaan hulle weer in die afgodediens in weg van die Here af. Dan roep hulle weer tot die Here en die Here het hulle elke keer uitgehaal en gered, liewe vriende. En hulle vertrou in die Here het hulle nie beskaam nie. Dit het nie vir Daniël en sy vriende beskaam nie, dit het nie vir Dawid beskaam nie, liewe vriende, dit het nie vir Josef beskaam, toe hulle op die Here vertrou het nie. So kan ons maar die name noem, selfs Jeremia en Jesaja hulle, hoe hulle op die Here absoluut net vasgestaan het, en dit het hulle nie beskaam nie. So wat is hierdie hoop, liewe vriende? Hierdie hoop is sekerlik heel eerste dat ons vertroue in die Here plaas met 'n absolute sekerheid, ek vertrou op God en nie op iets anders nie. Die Here is die een op wie ek vertrou dan ook. Verder moet ons sien, liewe vriende, hierdie hoop is iets wat gevind word in Gods woord. Ek wil dit mooi noem. Toe u tot bekering gekom het, liewe vriende, toe het u nie gesê, ag, ek wens maar ek word 'n kind van die Here nie. En ek dink daarom maar, jong, oor ek nou so graag 'n kind van die Here wil word, ek sal nou een word nie. Dis nie hoe jy kind van die Here word nie. Oor jy net graag 'n kind van die Here wil word, maak jou nie 'n kind van die Here nie. Die woord van God moes jou oortuig het van jou verlorenheid. En dit het gemaak dat jy tot die Here geroep het weens jou verlorenheid, dat hy jou red. En nie het gehandel op God se woord. Gods woord sê mense is in sonde ontvang en gebore. Gods woord sê dat Jesus verlos, Jesus red. Want so lief het God die wêreld gehad dat sy eniggebore seun gegee het. En het gehandel op die woord van die Here. En op grond daarvan oor die gehandel het op God se woord en die God se standaard gesien het dit beteken wat? Dat jy vanaand sekerheid het. Ek is 'n kind van die Here. Dis nie aan emosie gekoppel nie, dis nie van ek hou nou maar duime vas, ek wens nie. Net so met u verhouding met die Here, liewe vriende, is gebaseer op die woord van die Here. Hoe weet u die dinge wat u gelos het en bely laat staan het, moes u bely laat staan? Oor God se woord, so sê. Hoe weet u die dinge wat u moes begin doen en begin toepas in die lewe? Hoekom weet u dis die regte dinge gewees om te doen? God se woord sê so. Dis hoekom hy dit gedoen het. Hy het nie gehandel, verskoon dat ek dit nou so uitdruk, op een of ander sogenaamde moderne profesie of profeet of wat ook al nie. Hy handel op die woord van die Here. Dit is wat 'n mens 'n vaste hoop en 'n mens 'n vaste sekerheid ook gee. Die derde, liewe vriende, sekerlik, dat ons hierdie hoop moet beskryf, dit is deur God se liefde bewerk. Onthou jy daar in Romeine, dis die liefde van die Here wat hierdie sekerheid in ons harte uitstort. Omdat die Here u liefhet. Daarom het u sekerheid. Nie andersom nie. Omdat die Here u liefhet. En die Here nie wil hê dat jy in onsekerheid moet wees nie. En die Here weet wat onsekerheid doen. Die Here self het gesê, hy wat twyfel, as hy enige iets doen, wat doen hy? Hy doen sonde. En hoe sal die Here dan nou enige mens in onsekerheid los? Nie net by redding nie, maar in my verhouding met die Here. Here, is hierdie ding, is dit nou sonde of is dit nie sonde nie? Partykeer weet mense nie, wat is sonde, wat is nie. Die Here het ons 'n vaste hoop, 'n vaste sekerheid gegee, dat ons kan weet wat sonde is. En as daar dan 'n aspek in my lewe is waarmee ek besig is en ek weet nie, gaan lees die woord van die Here, gaan soek die Here in sy woord, en die Here sal baie duidelik vir jou wys wat sonde is en wat nie sonde is nie.
En liewe vriende, daarom dat die Here vir ons as sy kinders sê, dat ons sy woord so moet ondersoek, is die woord van God nie nog altyd die tweesnydende swaard, wat skeiding bring tussen siel en gees en gewrigte en murg. En as ek nie weet nie, en die ding is so naby, of dit nou reg of verkeerd is, soos gewrigte en murg, so naby aan mekaar, liewe vriende, ek weet nie, laat die swaard van God daarin sny, en dit sal 'n duidelike skeiding maak. En ek gaan weet wat ek moet doen. En dis wat die Here wil hê, wat jy sekerlik moet doen, liewe vriende. Hierdie sekerheid is altyd gebou op die woord van die Here, en deur die liefde van God, wat hy in ons harte werk, kom bring hy vir ons duidelike lig dan ook daarin. Daar is 'n vierde, liewe vriende, wat ons moet sê oor hierdie sekerheid. Hierdie sekerheid word absoluut verkry deur geloof in die Here Jesus. Dit kan nie anders wees nie. Dis hoe ons geloof in die Here geplaas het, nie net by redding nie, maar my verhouding met die Here, soos wat die teksvers nou daar in die begin wys. En dis hierin wat ons sekerlik moet weet, dis hoekom ons hierdie absolute sekerheid het. Maak nie saak wat logika sê nie, maak nie saak wat die natuurwette sê nie, maak nie saak wat sê nie, God se woord. Ek glo hom. Ek glo hom. En as die Here vir iemand in sy woord uit sê, ek genees jou, dan glo 'n mens dit. Ongeag wat die dokters en die medisyne sê. En die Here genees. Liewe vriende, daarom moet ons sekerlik weet, dis hierdie hoop wat ons moet hê. En nou, liewe vriende, hierdie deel, maar hierdie hoop beskaam nie. Liewe vriende, moet ons skaam wees oor hierdie hoop wat ons het? En ek dink elkeen van ons sê nee, ons moenie skaam wees daaroor nie. En nou gaan ek vir julle 'n paar redes gee, liewe vriende, waarom ons nie hoef skaam te wees oor hierdie vaste sekerheid wat ons het nie. En die eerste ene is, liewe vriende, hierdie hoop beskaam nie oor wie ons verlosser is. Liewe vriende, 2 Timoteus 1:12 sê, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hier's net 'n absolute sekerheid. Ek hoef nie skaam te wees nie. Ek hoef nie bang te wees nie. Waarom? Oor my verlosser. Dit is nie net die Here wat my vrygemaak het en my gered het nie. Hy sê ek weet in wie ek glo, ek weet in wat ek staan, ek is oortuig. Die Here het mag om my te bewaar tot die dag wanneer hy kom, dat ek met vrymoedigheid voor hom kan verskyn. Dis 'n geweldige groot saak vir iemand om te kan sê, ek kan met vrymoedigheid voor die Here gaan staan. Daar's nie baie mense vandag, liewe vriende, wat dit kan doen nie, want hulle het dingetjies in die wat bietjie weggesteek is. En dis die eerste ding wat die Here sekerlik om sê, hulle wat hierdie vaste sekere hoop het, ek gaan met sekerheid daar voor die Here staan, want hy bewaar my pand, my vertroue is in hom, ek's gehoorsaam aan hom, en daarom sal God my bewaar. Daarom kan ek met vrymoedigheid voor hom ook so verskyn. Die tweede, liewe vriende, waaroor ons nie hoef te skaam nie, is sekerlik die evangelie. Romeine 1:16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Waarom? Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Hoor nou mooi, dis die krag van God. Liewe vriende, as ek hierdie teksvers lees, dan dink ek so baie keer, Here, hoekom is daar kere wat 'n mens skaam voel om die evangelie met iemand te deel? Wat jy bang voel om die evangelie met iemand te deel? Waarom is daar kere wat dit gebeur? Waarom is daar kere as daar nou te veel van die Sondagsdag nou by mekaar is, en hulle is te vername mense, en hulle is te naby hoe ook al, jou vriende, dat ons voel, jong, ek kan nie daarmee nou nie. Hoekom is ek dan skaam? Is ek dan nie seker meer oor die krag van die evangelie nie? Het ek vergeet wat die evangelie in my eie lewe gedoen het? Hoe die evangelie tot my eie hart gekom het, my eie hart aangespreek het, en my oortuig het, en Jesus my 'n kind van God gemaak het. Liewe vriende, hoekom sal ek skaam wees hieroor? En ek moet mos die vaste sekerheid hieroor, ons hoef nie hieroor te skaam nie, en dis hoekom hy sê, hierdie hoop beskaam nie, liewe vriende, deel die evangelie met iemand anders, waarom? Dit kan hulle lewe vir ewig verander, en dis letterlik wat gebeur, dit verander hulle lewe vir ewig.
Moenie bang wees om dit te deel nie. Ons skaam ons nie, ons moet ons nie skaam oor hierdie hoop wat daar is nie. 'n derde, liewe vriende, is natuurlik oor die woord van die Here. Daar staan in Markus 8 vers 38, want elkeen wat hom vir my en my woord skaam in hierdie, hoor nou hoe word hulle beskryf, hierdie owerspelige en sondige geslag. Vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy hom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Liewe vriende, kan nie nou daaraan dink dat die Here sê vir ons dit eintlik baie mooi. Jy is skaam voor die woord van die Here, oor die Here en oor sy woord in 'n owerspelige en 'n sondige geslag. En nou ja, dis maar die geslag wat daar is. En nou is ek skaam. Dan sê die Here, jong, daar gaan 'n gevolg wees. En liewe vriende, ek dink ek het al baie keer goed aangevang wat die gesin so bietjie skaam gemaak het vir die dinge wat ek gedoen het. Maar daar is een plek is wat ek graag nie wil hê dat daar skaam moet wees vir my nie, is dit voor die Here en sy engele. En weet jy, wil ons nie daar kom en sê, Here, ons het hierdie vaste sekerheid oor die woord. Die woord van die Here is mos nie 'n dwaling nie. Dit mislei mos nie. Die woord van die Here is mos nie daar mense uit te vang nie. Daar verskoon dat ek dit so uitdruk. Daar's nie fyn skrif in die woord van God nie. Ek probeer nie iemand vang in een of ander kontrak of ietsie wat hulle moet doen nie. Dit is God se woord. En wanneer ek met iemand die woord van die Here deel, en wanneer ek vir iemand vertel van die Here Jesus, moet ek dit met die grootste vrymoedigheid kan doen, met 'n vaste sekerheid, liewe vriende. Liewe vriende, hulle moet van u en van my as kinders van die Here kan sê, dit wat jy sê, ons sien jy glo dit. Jy praat dit nie net nie, jy glo dit. Dis 'n werklikheid vir jou. En mag dit sekerlik so wees, dat dit in ons hart en lewe so moet wees. Ons hoef nooit skaam te wees raak in die woord van die Here nie. Die vierde wat ek vir u wil noem, liewe vriende, waarvoor ons nie hoef te skaam nie. Ek wonder of u kan dink wat dit is, maar hoor nou oor hierdie saak. Hy sê in 2 Timoteus 1 vers 8, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here, en ons het nou daaroor gepraat, en dan sê hy, of oor my, sy gevangene nie. Maar lei saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God. Nou Paulus kom sê hierso, jy hoef nie skaam te wees oor my verhouding met die Here nie, en ook nie skaam te wees oor jou verhouding met die Here nie. En kind van die Here, hier is ons nou iets waar ons elkeen sekerlik moet baie vas staan in. Die hoop moet so vas in ons wees dat ons sê, ek is nie skaam oor my verhouding met die Here nie. Ek leef dit uit teenoor enige iemand. En as iemand 'n probleem daarmee het, wel, dan is dit nou maar hulle saak. Hulle die probleem. Maar die Here is vir my belangriker. My verhouding met hom is belangriker as enige iemand. Ek is nie skaam daaroor nie. Ek gaan nie apologeties daaroor wees nie. Ek hoef nie te sê, o jong, jammer dat ek nou die Here se naam in jou teenwoordigheid genoem het nie. Nee, liewe vriende. Ons staan sekerlik vas in ons verhouding met die Here. Inteendeel, u en ek as kind van die Here in die regte sin van die woord, behoort terug te kyk oor ons lewe, waar ons was en waar ons vanaand is, en te sê, ek is trots daarop. In die regte sin van die woord. Nie uit hoogmoed nie, maar Here, ek is dankbaar, is dalk 'n beter beskrywing, dat ek so 'n verhouding met u kon hê. Ek is dankbaar dat ek so met u kon wandel. Dit is vir my so 'n voorreg. Dit is vir my so wonderlik om u al die jare te kon dien. En Here, ek wil aangaan daarmee, ek is nie skaam daarvoor nie. En dit is iets wat hy sê, wat sekerlik daarby in ons lewe teenwoordig moet wees dan ook. Dan, liewe vriende, is daar 'n laaste saakie, so 'n bietjie meer slides wat op die bord kom, maar hoor net hierso, die laaste waaroor ons sekerlik ons nie hoef te skaam nie, is oor ons vrymoedigheid. In Hebreërs 4 vers 16 staan daar, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Liewe vriende, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Ek hoef ons nie skaam te wees wanneer ek in die regte verhouding met die Here is en daar's een of ander nood, een of ander probleem, een of ander las in my hart, tydelik of geestelik.
om na die Here toe te gaan en vra, Here, help. Here, help. Wanneer ek in een of ander stryd is, liewe vriende, om met vrymoedigheid na die Here toe te kan gaan en sê, Here, ek het krag nodig. Here, ek het, gee my meer geloof, het daai Vader vir die Here Jesus gesê. Gee my meer geloof, om dit vir die Here te vra. Liewe vriende, met vrymoedigheid moet ek dit vir die Here kan vra. Ek moet nie op 'n plek kom in my geestelike lewe dat ek, as ek dink, ek nou iets vir die Here vra, dan dink ek moet nou eers die sonde en daai ding bely en hierdie los en so. Nou kan ek eers die Here. Nee, dit moet nie so wees nie. Ons moet enige tyd van die dag moet ons vrymoedigheid hê om so in die teenwoordigheid van die Here aan te gaan. So moet ons verhouding met die Here sekerlik wees, liewe vriende, en wil die Here sekerlik vir ons help. Daar staan in Hebreërs 10 vers 19 hierdie woorde, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Hoekom? Deur die bloed van Jesus. Waarom het ons hierdie vrymoedigheid? Hoor nou weer, nie oor ons 'n matridder is nie. Nie oor daar van ons gehou word oor ons een of ander ietsie. Nee, op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. Daarom kan ons inkom. En weet jy, liewe vriende, en dis wat die vrymoedigheid wat ons moet hê, en waar beweeg ons in? In die heiligdom, in God se teenwoordigheid in. Kind van die Here, nadat die Here ons gered het, en deur die roem en die verdrukking, en die roem en die hoop van die heerlikheid, liewe vriende, lei dit ons daartoe dat ons vrymoedigheid het. Ek kan vir die Here kom sê, Here, ek dien nie net as 'n mooi weer Christen nie, dien nie net as dit goed gaan nie. Hulle wat op 'n valse fondasie staan, dien die Here net as dit goed gaan. Mense wat nog nie regtig gered is nie. Maar mense wat regtig gered is, as dit met hulle moeilik gaan, weet jy wat? Hulle dien nog steeds die Here. Hulle weet om in die goeie tye, hulle weet om in die swaar tye, in die heiligdom van die Here in te beweeg, om tot God se troon te nader. Hulle weet om die Here te dien, ongeag of die tydelike omstandighede verander of nie. As ek nou nog swaar kry en ek word nou nog vervolg, en dan word nog leeu's bygegooi daar in die amper sê ek leeuhok. Liewe vriende, maak dit nie saak nie. Here, ek bly U dien. En Josef bly in die grootste vrymoedigheid in God se teenwoordigheid, ongeag wat. Nou, liewe vriende, hy was nie skaam daaroor. Hy het vrymoedigheid geneem om in die teenwoordigheid van die Here in te beweeg. Vrymoedigheid. Selfs toe hulle hom sê, jong, ons gaan jou vir die leeu's gooi, toe sê hy, ek het vrymoedigheid om in God se teenwoordigheid in te beweeg, want God is met my. Liewe vriende, dis mos nie iets om oor skaam te wees nie. Ek hoef nie vir mense te sê, jong, ek is bang wat julle my gaan aandoen nie. En nou is ek groter vrees vir julle as vir God, dis nie hoe dit werk nie. Ons het vrymoedigheid om in te beweeg. Dan sê Hebreërs 10 vers 35 vir ons dan, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Kind van die Here, hier's 'n vaste sekerheid, hierdie hoop. Waarom beskaam hierdie hoop nie? Want daar's 'n groot beloning. God sê, ons moet met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid kom. Hy sal ons sekerlik beloon, en wil u nie daar wees nie. Die laaste teksvers ek reken wat ek vir u wys, is daar in Hebreërs 13 vers 6 wat sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, kan u met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Liewe vriende, hoor wat sê die kinders van die Here, daarom kan ek met alle vrymoedigheid sê, ek het 'n vaste sekerheid, hierdie hoop beskaam nie, om die Here te dien, om getrou nou, dit beskaam nie. Dis 'n wonderlikheid om dit sekerlik so te doen dan ook. So, liewe vriende, ons is nie skaam vir ons verlosser nie. Ons is nie skaam oor die evangelie nie. Ons is nie skaam oor die Bybel, oor die woord van die Here nie. Ons is nie skaam oor ons verhouding met die Here nie. O, dis 'n vaste sekerheid wat ons het. Ons is nie skaam oor ons vrymoedigheid wat ons het om tot God se troon te nader nie. Kan nie vanaand dit sê, kind van die Here? Is jy vanaand op daardie plek om te sê, Here, dankie, hierdie ding is my deel, op grond van wat U vir my gedoen het. Ek my geloof in U geplaas, ek het 'n vaste hoop, en die liefde van die Here Jesus Christus dring my, en ek leef daarin. Liewe vriende, mag U so met die Here in 'n regte verhouding wees. Mag die Here U baie ryklik seën. Amen. Nou, liewe vriende, terwyl die hoofde gebuig is, gaan ons tot die Here nader in gebed.
Ek wil so noem ook as daar enige kind van die Here vanaand hier is wat sê, Here, ek sien die wonderlikheid waarin ek eintlik kan lewe, die absolute hoop waar nie beskaam nie. Maar dalk het ek toegelaat dat die duiwel een of ander ietsie inkry, maar vanaand wil ek dit kom bely, ek wil met U regmaak en ek wil in hierdie lewe met U lewe. En die Here gaan dit vir U gee, liewe vriende. Dis wat die Here gee vir sy kinders. Dis die kind van die Here se deel. Dis wat ons anders maak as die wêreld. En wil jy nie daarin met 'n vaste sekerheid ook so leef nie. As jy iemand is wat sê ek is nog nie 'n kind van die Here en ek is seker daarvan nie, is jy ook welkom. Bly ook 'n oomblik agter. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat ons op U kan kom vertrou en op U kan steun. En dat ons weet, Here, dat U is 'n vaste sekerheid, U versoeningswerk, U woord, Here, alles is seker en dis vas. En daarom gee U vir ons as U kinders ook 'n vaste sekerheid waarna ons leef en 'n vaste vertroue en ons eer U vir dit wat U kom doen. Seën dan vir ons, hou vir ons naby aan U. Gee, Here, dat ons U ook so sal dien in hierdie week met so 'n vaste sekerheid, dat ander dit sal sien, want ons is nie skaam om in hierdie dinge te staan, tot eer van die wonderlike naam. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan afsluit met daardie lied, blye versekering, Jesus is myn, o watter vreugde, heerlik en rein.